Dankie Here vir die beloftes. Dankie dat ons weet, dis nie 'n leuen nie, maar dis die waarheid. Dankie dat ons vanoggend hier kan staan en sê, ons weet U werk bonatuurlik. You are a supernatural God with miracles, signs and wonders. Here, elkeen wat ons nou hier in ons teenwoordigheid is en wat op die kanaal is, het 'n behoefte, het 'n versoek vanoggend. And the only thing we need is faith. Geloof in U bonatuurlike krag. Dat U verlos, bevry, genees, nuut maak, mense in posisies bring, mense bekwaam maak. Your word teaches us that we will become complete in Christ. Dankie Here Jesus Christus. Dat elke behoefte wat nou by U troon aangebring is, dat U na daardie gebed kyk en dit waar maak. En ons spreek en verklaar dit in Jesus Christus naam. Amen. Kom ons wees gemaklik en ons sit. Dis 'n bietjie anders te vandag. Soos ek gesê het, ons trek al nader aan die Hemelvaartdag. En dit is 'n proses wat ek voel in my binneste, God maak ons gereed. Maak ons gereed vir groter dinge. Hier is soveel profesieë dat ons is so diep in die eindtyd, dat die wegraping is so naby. Ek is so excited daaroor. Ek het al tot planne gemaak, wat moet ek in my testament sê vir die ou wat agterbly? Wat sal die volgende dag gaan? Toe kyk vanoggend weer na dit wat ek geskryf het in die week. Na die tema wat sê, is jy reg, so nederig soos Jesus. Ons sit almal met 'n probleem. Ons wil tog op 'n stadium net so 'n bietjie brag. Ons wil tog net so 'n bietjie op 'n stadium sê, maar weet jy waarmee ry? Weet jy wat se kwalifikasies het ek agter my naam? Weet jy waar kom ek vandaan? En al daai dergelike dingetjies. Partykeer is dit info, partykeer is dit tog maar so 'n bietjie spoggerigheid, partykeer hy is so vol van homself. Sy dink so baie van haarself. Ons het al gesê, dis daai bobbejane wat daar hoog op die berg bly. En as hulle op pad loop, sien jy net een ding. Ek wil met julle 'n paar goedjies deel. Die eerste kom uit Spreuke uit en ons kyk daar na Proverbs vir die Britse mense. Spreuke 8 vers 13. En hier staan geskryf, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance and the evil way, and the perverse mouth I hate, sê die woord. Julle moet net verstaan in hierdie gedeelte, Dawid het hier met Salomo gepraat. Want dis hoekom hy partykeer gesê het, my son. Ja, Afrikaans klink so 'n bietjie meer verstaanbaar. Die Afrikaans wat hy het, is om die Here te dien is om te haat wat verkeerd is. Daar staan nie die een wat dit doen nie. Jy haat dit wat verkeerd is. Jy haat nie die een wat verkeerd doen nie. En dan gaan hy verder, hy sê,
Daarom haat ek hoogmoed en hoofvaardigheid en verkeerde lewe en slinkse woorde. Hier is dit so prominent gestel, jy kan net besef, dis 'n nou-nou. Ek kan nie links of regs oor dit verder gaan nie. Jy moet net sê, ja, Here, ek verstaan, dis 'n nou-nou. Maar as jy so eentjie aanblaai in hoofstuk 16, is dit amper asof dit weer ter sprake kom. Spreuke 16 staan so plain en simpel hier in my Bybel so. Op hoogmoed volg ondergang. 16. Chapter 16, still Proverbs. Ek gaan dit vir Valerie, dat sy haar assistant kan help. 18. Op hoogmoed volg ondergang. Op selfverheffing volg die val. Normaal het daar baie keer gesê, daai is so hoogmoedig. Maar oppas, hoogmoed kom tot 'n val. Ja. En dis asof sy dit so spreek oor daai een. Dit kan nie anders as dat dit moet gebeur nie. So die Bybel leer ons hoogmoed is 'n nou-nou. Maar wat dan werklik verder? Wat is die teenoorgestelde van hoogmoed? Nederig. Maar gepaardgaande met nederigheid is afhanklikheid. Jy verstaan, dit staan so duidelik in Galasiërs dat hier's al die wette en Paulus sê, maar volg die Heilige Gees. Hoe kan jy iemand volg as jy nie nederig genoeg is en weet jy's afhanklik van daai een se input? Jy kan nie anders doen nie. Jy sien wat hoogmoed gaan daar in die pad kom. Jy gaan nog weet en lees en besef, want dit gaan in jou hart geplant wees en die volgende oomblik gaan dit wees, dit gaan vir my verg om dit wat ek laat om te doen, te los. Die manier hoe ek hierdie goedjies hanteer, moet ek los. En ek moet hier die Heilige Gees volg, dat ons suksesvol kan wees. Ek wil 'n bietjie 'n draai maak, en ek wil 'n draai maak met liefde saam. Ek weet ons is nou ver van Valentynsdag of maar sou wat. Dis in Matteus 22 vers 37 en 40 praat oor een ding en wat sal dit wees? Liefde. Maar dis nie net liefde nie. Dis agape liefde. Maar dis nie net agape liefde en liefde nie. Dit is ook, wat is die grootste gebod? Hier staan dit. Wat is die grootste gebod? Jesus antwoord hulle vers 37. Dis Matteus 22:37. Jy mag dit mis. Jesus antwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Vers 40. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou ek weet nie, as jy nou ver kan kyk nie. Maar kom ons toets jou. Daai is die wet en die profete. En daai som dit alles op. Ek kan nie sê wat ek altyd sê nie, maar dis nou op sommende wys so kompak. Dis sommer net so intense kwotasie uit die Bybel het. Ok, ons vorder. Verder moet ons vir mekaar sê, hierdie liefde waarvan hier gepraat word, is agape liefde. Maar waar in die woord word ons geleer,
wat behels agape liefde. Nergens anders as in 1 Korintiërs 13. Nie waar? Hoor jy, dat jy nie maar saam met my vandag, ja, ek weet net nie wat aangaan. 1 Korintiërs 13 vertel en leer ons wat is liefde, nee. Hy sê in vers 4, liefde is nie geduldig, is vriendelik, is nie afgunstig nie, is grootpraterig nie, is nie berger is uit, grootpraterig is. Nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, en dan wat sê hy verder? Soek nie sy eie belang nie. Weet jy hoe wyd is hierdie sin nie? Ek kan sê, you doesn't count anymore. As jy gedink het, jy tel ewigste. En dit gaan nie oor net jou verhouding met God nie, dit gaan ook jou verhouding met jou naaste en jouself. Dit gaan nie oor jou eie belang nie. Jy is doodstil. Ek is baie bekommerd. Ek wil nog regtig verder die spreek hoor. Dit is so belangrik dat jy hierdie goed weet. Want dit help nie, jy verstaan die grootste gebod is liefde en jy weet nie wat is liefde nie. Jy hoor. Dit gaan hand aan hand. Dit is een ding. As dit julle nou baie verveel, dan gaan ek julle eerder vat na Filippense toe. Want dit klink vir dit met kos uit te wat. Filippense, en baie belangrik, Filippense vertel spesifiek hier oor iets groots. Dit is so iets spesiaals. En hier het ek 'n merkie en daar staan rubbish. Ons gaan nou by die rubbish. Maar as ons begin, waar ons moet begin, dan begin ons by hoofstuk 1, vers 27. Hier in die Engelse Bybel staan dan, striving and suffering for Christ. So ek het nou net vir jou gesê, dit gaan nie oor jou eie belang nie. Dit bring teweeg dat jy gaan suffer. En al hoe jy gaan suffer en deur dit kom is om te strive. Om daar deur te werk. En jy kan, want jy het die Heilige Gees ontvang. So eintlik is niks vir jou onmoontlik nie, want jy is in Christus Jesus. En hier staan baie duidelik, hy sê, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Hier's 'n awesome bekendmaking dadelik. Ek het vir jou gesê om jou naaste lief hê. En jy sê vir my, daar's nie 'n manier. Dan sê ek vir jou, as daai een gehoorsaam is aan die Heilige Gees, en jy is daar 'n kapie. Julle is aan mekaar vasgehekel, soos die Amplified sê. Hooked together with the Holy Spirit. Dan gaan hierdie gedeelte verder en hy gee hier 'n verduideliking. Hy sê the gospel is pure love. Why? Because God is love. Willing sacrifice, ultimate suffering, and the gracious offer of salvation. It is a visible expression of Christ's heart. Opoffering. Ek het verlede week gepreek oor God gee om. Nee. Dis wie hy is. To receive the gospel is to live the gospel. Jy kan nie net een facet hê. Jy kan nie net hoor nie
en nie doen nie. Jy moet 'n lewende gesendingbrief word vir die koninkryk van God. Hoe? Om dit te leef. As dit by die een oor in en by die ander oor uit, is jy leeg. Dan is jy doelloos. Dan is jy soos 'n dormante bankrekening, daar gebeur niks. Jy is net 'n nommer. Ek wil verder gaan. Hy sê, its truth captivates and motivates you. Can other people see the gospel in you? Ek dink jy moet daai vraag vanoggend afvra en sê, Here help my. Jy sien, want as daar iets is wat ek glo ons almal inval is, soms, kom ons maak dit baie wat dan dat ding uitgespring. En wie in my geval is dit die ou daal. Daar's hy. Nee. Kom ons gaan verder. Hier staan duidelik. Hoofstuk 2. Hy sê, if anyone fellowship of the Spirit, if any affections and mercy, fulfill my joy, my being, like-minded, having the same love, one accord of one mind. Ek kan dit nie in die Afrikaans so kry. Dankie man. Jy sien, dis hoe God werk. Dis hoe die Heilige Gees werk. Geen ander manier nie. Ek het hier groot geskryf, like-minded. Want hier is 'n bonus. As ek nou 'n bonus aan jou moet verkoop vanoggend met hierdie skrif. Jy sien, die werk nog so. Meneer, jy sal nou werk van 8 tot 5:30. En kyk jy sin is jy gee regtig reaksie. Dan sê hy, as jy nou regtig werk, gee ek jou 15,000 per maand. Ja. Dan sien hy, he didn't really impress this applicant. Dan sê hy vir jou man, maar op die koop toe, gee ek jou iedere jaar 'n bonus. Jy sien dit werk. So, hier's 'n bonus in hierdie like-minded. En ek wil iets by jou uitbring vanoggend en sê, ek weet, jy sit met dieselfde probleem as ek. Ek weet dit. Wat dit dan betref, glo ek, jy is niks beter as ek. As ek wil iets aanpak, gaan soek ek iemand. Weet jy wat beteken dit? Ons connect. As ek wil kuier, wil ek connect. Ek wil nie daar sit en na nonsens luister nie. Ek wil connect en saam kuier. As ek iets aanpak, wil ek weet, as ek so maak, en ek sien ek soek 'n 30 span, dan is dit in my hand. Jy weet presies waarvan ek praat. Ek hoef nergens te verduidelik. Dis to be like-minded. Jy sien, as ek 'n keer in TV kyk en ek maak so, dan vries sy op en sê, wil jy ook koffie? Like-minded. Maar sak ek nie so terug as die dankie. So swart as my. En hier staan dit, duidelik. Hy sê in vers 3, let nothing be done through selfish ambitions or conceit. Selfsugtigheid, hardkoppigheid, eie wysheid, trots, hoogmoed. Niks van dit is te sprake. Hy sê, but
in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Jy sien dit soos, as ek in die bed opmaak, dan sit ons daar, dat is 'n enorme oefening, maar daar is net 4 kussens, of 6 in 'n lappie. Dan vat ek nou my kussing en sit ek om neer. Dan sien ek hoe maak sy, dan vat sy so. Dan vat ek my nie so. Dan vat ek die ander een en op so. Dan die derde een op so. Dan pak sy hare. Dan begin sy by my nommer 1. Nommer 2. Nommer 3. Dan loop ek. Maar ek kry dit nie reg om daar niks te doen nie, en sy is besig met hierdie gewoel en geworstel met die kussings. Dan kry ek 'n jammerige help ek aan. Maar ek begaan want ek weet sy weet die beste. Maar wat kussings sal betref, weet hulle die beste. En daai lappies wat hulle so pak en gooi. Jy sien, maar dit staan in die woord, ons moet maar begaan, né? Jy moet begaan oor daai kussings. Lowliness of mind, and each esteem others to know they can do it better than you. Maar nou net nie dat hulle aanjaag nie. Let each of you look out, not only for his own interest, but also for the interest of others. Hier's geen motivering of rigting of coaching verhooging nie, is dit? Niks. Nie 'n dooie tyd nie. Hier's absoluut niks. Nou wat dan? Weet jy wat staan bo vers 5, weer my woord? The humble and exalted Christ. Hy is nederig en hy is verheerlik en hy is Christus. Is dit nie amazing? Hy sê, let this mind be in you which was also in Christ. Vanoggend, toe ek so voel, na die kussing episode, toe vra ek vir die Here, Here help my. Hy sê in Filippense 2 vers 5 in die Amplified Bible, let the same attitude and purpose and humble mind be in you which was in Christ Jesus. Let him be your example in humility. Sê net dankie Jesus. Niks van dit wat hy is en wat sy wese is, né, is so bereikbaar. Jy sal daarna streef. Jy sal werk daarna. Hier staan dit duidelik. Humble view. Hier's 'n kommentaar van hierdie dokters, Blackaby Brothers en neefies. Our major impediment, dis 'n hindernis in life is pride. Jou grootste hindernis is trots. Hy sê, it defies God's right to your lives. When we release our pride, dan nou mooi fokus. Hou die asem. Kyk links, kyk reg, kyk op, kyk af. Jy's met my. Hy sê, when we release our pride, give ourselves away and humbly obey God.
something miraculous happens. We see the humble Christ by your side. Ek het nou gesê. Hoekom sal 'n nederige seun van God met 'n trotse dood lief, net as hy nie anders kan? Net as daar nie iemand anders available is nie. Dis nie nou gebruik hy tot 'n donkie om te praat. Of hy laat die klippe uitroep. Hy sê, in his presence, we are carried into God's throne room. Dis asof hy sê, yes, hy's gereed, sy's gereed, kom ek gaan wys jou die troonsaal. Daar waar hy sit as Here oor alles en almal, daar waar hy regeer, kom, jy kan, jou nederige, het jy laat staan. And we see his activity to redeem a lost world. Dis wat hy jou gaan wys. Maar then you'll see God uses us for his glory. As jy een van daai is wat vir my sê, pastoor, ek weet wraggies nie. Ek het nog niks bonatuurliks gesien nie. Ek vir jou een advies. Raak nederig, broer. Raak nederig, sussie. Daar het die fout. Daar is 'n groot probleem. Dit is so intens. Dit verhinder jou om die bonatuurlikheid van God te beleef en te sien. Onthou, trots kan verskillende vorms aanneem, tot Job het vir die graf geval. Toe hy begin ketasa word deur Satan, toe sê hy, maar ek lewe so goed. Ek het nog nie dit nie en ek het nog nie gedat nie. Gaan lees dit. As dit nou nie pride is nie, dan weet ek wraggies en dan die walvis nie vir jou nagesit. Jy sien, daar's 'n groot iets in die drie-enige God se koninkryk en heerskappy. En dis nederigheid. Want Jesus sê vir sy disippels, wat julle my hoor sê ek, sy Vader. Hierdie wonderwerke wat julle sien gebeur, nee, is nie ek nie, sy Vader. Is dit nie amazing nie? As God weet jy's gereed, en daar gebeur 'n miracle, nee, is nie ek nie, Jesus. Ek sien hoe ouens al dans. Dis my nooitie. Dit kan my krap. Jy sien, as ons net vinnig aanbeweeg, daarna vers 9 toe. Nee, nog steeds 2:9. Hy sê, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, sy knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Ek het so in die begin, toe ek hierdie goed leer, toe sukkel ek met die woord Here. Ek het hom nie gebruik of misbruik, nie my verkeerd verstaan. Maar daar was jare terug, ek groep nou die met die grys aan. Daar was 'n storieetjie, Lord kom bied,
Lord Oom Piet. Jy sê die Engelse het Lord dit en Lord dat na ons land toe gebring. Hulle praat nou nog so, as dit verkeerd is. En dan sê ek, maar hierdie een praat van Here, en dan is dit godslastering. Daar sekere nasies. Hulle sê, dit tog. Hoor dit. My tog. Dan die skroef gestrip of iets. So, verstaan jy, ek het gesukkel met die woord Here. En ek het besef, toe ek hierdie lees, dis nie Jesus Christus se naam. Dis sy krag. Want eintlik die oorspronklike woord Lord, Here, kom uit Grieks uit en dit beteken dominion, heerskappy. Hallo. Daar staan by. Die tolk was te veel. Maar in die konteks van die woord van God, moet ons dit sien en ons moet dit leer en toepas, dat Here het ek hier geskryf beteken heerskappy. Het ek geskryf, it's all about dominion. Dit kan nie anders nie. Dit kan nergens anders heen beweeg of wat ook al. Dis die Here. Ek wil afsluit en sê, ons was nou die dag daar by Jakobus. Onthou jy? Adulterers en adulteresses, dis al wat ek Jakobus sê. Sê Here, asseblief, is my genade. Hy sê spesifiek, James 4 verse 6. En dis dit. Elke keer vra hy vir my, Jakobus, die ene wat die gras neem. Hy sê, maar die genade wat hy gee is nog groter, daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar hy aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teen, en hy sal van julle al wegvlug. Verstaan jy die link? As jy so vol pride is en trots is, dat jy nie God se wil vra, dan gaan jy nie Satan kan weerstaan. Dis 'n proses. Dis 'n proses wat hierdie wonderbaarlike God in sy woord saamvat. Hy sê, but he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud, but he gives grace to the humble. Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Ons het gepraat oor submit en draw close to him, alles en alles en alles. Ek dink, as ons nie vandag kies, om nederigheid te laat, of hoogmoed te laat staan en nederig te leef nie, en jy dink jy nie die behoefte, dat Jesus aan jou sy kom staan, is jy dood. Regtig. Want hoeveel keer kom ons in 'n situasie en dan sê ons vir mekaar, maar ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Maar God kom en hy voeg 'n liggaam by mekaar, want hy praat hier saam oor een ding. Hy sê, maar julle moet saam streef. En weet jy, hierdie saam streef klink, ons het nou die dag aflos, wat noem dit? Aflos hardloop, atletiek by ons gekyk, 400 meter.
Al hardloop hy 400 meter is of vir 20 meter. Maar as 'n spangees wat gestrive het, wat saamgestaan het, en toe wen Suid-Afrika die beker, die wêreldbeker. Vinnigste in die wêreld. Maar jy kon agterkom, hulle is gesinkroniseer. Like-minded. So hier kom God en hy sê, dat daar 'n spangees heers, dat ons mekaar ondersteun en help, sodat dit sigbaar is, die evangelie, die goeie nuus, die gospel. En ek beloof jy sal God sien bonatuurlik werk. Want hy wil. Kom ons sluit die oë. Dankie Here Jesus Christus vir hierdie woorde. Dankie Here vir u oopbreek. Kom stoor hierdie inligting nou permanent in ons binneste. Maar ons wil kom vanoggend en sê, Jesus Christus, ons is jammer. God die Vader vergewe ons in Jesus Christus naam. Maak ons so nederig, Here, dat ons weet, U is altyd hier by ons. U is altyd hier langs ons. U met u heerskappy, Lord of all, God of mercy. Amen.